julle en welkom by nog 'n episode van ons klein groep materiaal waar ons binne in huise, waar ook al jy is, as gemeenskap van gelowiges bymekaar kom om bietjie dieper in God se woord in te gaan. Julle weet ons staan die afgelope paar weke stil by gebed. Gebed as 'n dissipline vir die laaste paar weke. Want vir baie mense is gebed gaan dit oor dat jy conversation met God het. Vanoggend, vanaand, vanmiddag, waar ook al jy is, wat 'n tyd van die dag dit is, staan ons stil by die dissipline van om te luister in gebed. Nie baie van ons sien die aksie van luister in gebed as 'n dissipline nie. Want wat het ons geleer as 'n definisie van gebed? Is dat gebed is 'n gesprek met God. Maar gesprek het ook 'n luisterkomponent in. En ek dink daai luisterkomponent is die belangrikste aspek van gebedsdissipline. Ons samelewing is op so 'n plek waar mense nie eens meer na mekaar luister nie. 'n Professor by MIT het 'n studie gedoen waar sy mense se digitale vermoë om te luister na 'n ander persoon getoets het. En sy het gekom met wat sy noem the rule of third, waar sy sê wanneer daar 3 mense in 'n gesprek is, het sy dit by 'n restaurant, het sy dit in 'n gesprek waar mense net staan, wanneer daar 3 mense in 'n gesprek is die geneigtheid dat daar een van hulle altyd sal gryp na hulle foon toe terwyl die ander 2 in 'n gesprek is. Mense doen dit nie maklik in 'n one-on-one nie, maar die oomblik wanneer daar 3 mense bymekaar is daar altyd een van die 3 wat van die versoeking val om na hulle fone te gryp en nie te luister na die gesprek wat aan die gang is. John Mark Comer sê hy het 3 reëls vir gebed. Hy sê die eerste reël vir gebed is om te luister. Die tweede reël vir gebed is om weer te luister. Hy sê die derde reël vir gebed is om weer te luister. Want hy sê as ek en jy die vermoë kan kweek om te luister na God, eerder as om die heeltyd opdragte, versoeke, verlange te gooi na God. As ons kan die vermoë kweek om te luister na God, gaan ons baie gou agterkom. God praat baie meer met ons as wat ons met hom praat. Ek en jy praat in die oggend met God. Ons praat wanneer ons eet met God. Ons praat voor ons gaan slaap met God. Ons praat voor 'n vergadering met God. Ons sluit 'n vergadering af deur te praat met God. Maar eintlik deurlopend 24 uur 'n dag, selfs wanneer jy slaap, is die lewende God besig om met my en jou te praat. So hoe lyk dit wanneer ek en jy luister in gebed? Ek het vir ons 'n vraagie sommer wat julle kan bespreek. En die vraag is doeteenvoudig: wanneer laas het jy in stilte gebid? Wanneer laas het jy in stilte gebid? Want hier is wat met my en jou gebeur. Hier is wat sekerlik met my gebeur. Ek kan nie stil gebed doen nie. Ek kan nie nooit, as ek moet stil sit by God, vul ek die spasie met woorde. Wanneer laas het jy stil gesit in gebed? En wat het God vir jou in daai spasie gesê? Bespreek met mekaar en dan gesels ons verder. Vriende, die vermoë om diep te kan luister, nie net na God nie, maar na mekaar, die vermoë om diep te kan luister, lei altyd na diep verhouding. As ek diep kan luister na Nadine as my vrou, as sy nie kan agterkom, as sy agterkom, ek sê net ja op elke ding wat sy sê, maar as kom jy agter dat ek luister na haar nie, gaan ons verhouding skade ly. As jy nie kan diep luister na jou kinders nie, as jy nie kan diep luister na jou vriende nie, is ons op oppervlakkige verhoudings. Dieselfde, jy kan diep luister na God, lei dit na diep verhouding met God. En dit is almal nie daai behoefte om 'n diep verhouding met God te hê nie. Daar's 4 goedjies wat maak dat ons nie kan diep luister
na God nie. Dit begin by ons vooronderstellings oor gebed. 4 goedjies. Die eerste ding is ons sien ons gebedslewe as iets wat droog is. Ken hy bagel wat jy gisterand geëet het en het hom gehou vir vanoggend, maar hy's so kliphard en kurkdroog, die airfryer wil hom nie eens hê nie. Partykeer sien ons gebed as dit. My gebed is so droog, God gaan nie na my luister nie, hoekom moet ek na hom luister? Ek gaan nie nou in gebed na hom nie. Maar dan kom sê die psalmdigter, Psalm 46 sê dit vir ons, be still and know that I am God. So, wat moet ek en jy doen wanneer ons gebedslewe droog voel? Raak stil. Moenie woorde gebruik nie, raak stil en weet dat hy God is. Raak stil en weet dat hy na jou, selfs jou stil gebed hoor. So die eerste ding is, ons gebedslewe is droog. Die tweede ding is, ons voel ons gebedslewe klink soos 'n broken record. Ons het hy selfde ou rympie oor en oor en oor. Dankie Here vir die dag, dankie Here dat U my beskerm, Here kyk na die kinders, ag dankie Here U is groot, amen, daar gaan jy. En daar's niks fout met eenvoudige gebed nie. Maar wanneer ons gebedslewe soos 'n broken record klink, is dit 'n teken dat ons nie die vermoë gekweek het om diep te luister na God, sodat ons diep verhouding kan hê met hom, sodat ons dieper kan gaan in gebed nie. T.D. Jakes het destyds gesê, jy kan iemand uitken aan hoe hulle bid. En daarmee bedoel hy nie, ja, jy judge mense volgens hulle gebede nie. Hy sê net, jy kan agterkom wanneer iemand 'n diep verhouding het met die Here, as jy luister na hoe hulle bid. Is dit 'n selle ou rympie wat hulle gooi? Want die rykdom van jou gebed sê vir my hoe jou verhouding met God is. Dan die derde ding is dat ons gebed dikwels sien as 'n hemelse vending machine. Jy weet daai wat by die cafeteria area is, jy gooi 'n R10 in of jy gooi 'n R50 noot in, jy druk 'n knoppie en daar kom 'n sappie uit, daar kom 'n stuk droewors uit. En dat ons gebed soms so sien. Dis hoekom ons nie kan luister na God nie, want ons sê, ek het dan 'n versoek ingesit, Here, en nou verwag ek dat U daai versoek vir my moet antwoord. En wanneer ons diep luister na God, en ek gaan nou kom by hoe luister ons diep na God. Wanneer ons diep luister na God, dan gaan ons daai vending machine idee van gebed, gaan ons uitgooi. Want hoekom? Ek luister na wat hy vir my wil sê. Ek gooi nie net my versoeke na hom toe nie. En die laaste een is dat ek en jy gebed sien as 'n chore, as 'n huistaakie. Skotte goed was, ag, ek moet dit nou maar doen. Ek moet die huis skoonmaak. Ek moet gaan bid. Ag, ek moet nou maar stilte tyd hou. Wanneer ons diep luister na God, gaan nou by dit kom, hoe kweek ons daai vermoë om diep te luister. Wanneer ons diep luister na God, bou ons 'n diep verhouding met God, en dan raak gebed nie meer 'n huistaak nie, dit raak iets dat ek wil doen. Ek wil met my Here connect. Ek wil sy stem hoor. Julle onthou die storie van Samuel in 1 Samuel 3. Samuel is 'n jong laaitie, hy's 'n priester, hy word opgelei deur Eli om 'n priester te word. En die teks in 1 Samuel 3 lees as volg: Samuel het gaan slaap en konstant dan hoor hy 'n stem wat met hom praat. En konstant staan hy op en hy gaan maak vir Eli wakker en hy sê, hoorie, wat is dit? Hoekom maak jy my wakker? Hoekom praat jy met my? En elke keer sê Eli vir hom, dis nie ek nie, gaan slaap, ek het nie met jou gepraat nie. En hier is hoe die teks gaan. Vers 6, 1 Samuel 3, vers 6. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Hy dog 'n mens het met hom gepraat. Maar wie sê Eli vir hom, my seun, ek het jou nie geroep nie, gaan lê weer. Derde keer kom hy. Weer, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het, en Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, die dienaar luister. Samuel het toe gaan lê en op sy slaapplek
Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê, vers 10. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, die dienaar, luister. Hoeveel keer gebeur het met my en jou? Dat ons deur soveel stemme, en Mikael gaan volgende week juist met ons praat oor die goed wat ons aandag aflei. So ek gaan nie op dit fokus nie, maar hoeveel keer is dit dat ek en jy nie ook so Samuel na mense toe gaan en sê, hoorie, wat het jy gesê? Ek het gehoor jy praat met my. En eintlik moet ons sê, Here, die dienaar, luister, dat is 'n ou koortjie in die Khaled Kerk. Ek gaan nie eens vir julle vra of julle dit ken nie, want julle disappoint my elke keer, julle ken nie my Khaled koortjies nie, maar daar is 'n koortjie van die liedjie, wat net gaan, Samuel, 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 die Here roep na jou. Dit is nie Eli nie, dit is die stem van God, die Here roep na jou. Vriende, die Here praat op verskeie maniere met my en jou. En hy kan nie deurdring tot my en jou hart, as ons nie bereid is om elke oggend op te staan en te sê, Here, praat, die dienaar, luister. Baie mense is bereid om te doen wat God sê, maar hulle wil nie luister wanneer hy met hulle praat nie. So hulle sê, nee, God praat nie met my nie, want jy het nooit die vermoë gekweek om te luister na God se stem nie. So hier's weer 'n gesprekspunt vir ons. Hoe verwag ek en jy op 'n tipiese manier? Hoe verwag ons tipies in vandag se lewe hoe God met ons praat? Hoe verwag ek en jy op 'n tipiese manier hoe God met ons praat? Bespreek met mekaar. So hier is hoe God eintlik met ons praat. Ons het ons verwagtinge. Ons het 'n verwagting dat God met 'n bliksemstraal uit die hemel uit praat. Ons het 'n verwagting dat God met 'n stem met ons praat. Ons het 'n verwagting dat God soms met 'n donkie met ons praat, soos wat hy in die Bybel gedoen het. Maar hier is die primêre maniere hoe God met my en jou praat. Eerstens, God praat deur sy woord. Dis sy primêre manier om met my en jou te praat. So as jy nie sy woord oopmaak nie, kan hy nie met jou praat nie en kan jy nie luister wat hy sê nie. Johannes 10 vers 27 sê dit duidelik, my skape ken my stem en 'n stranger se stem sal hulle nie volg nie. My sheep knows my voice and a stranger they do not follow. Hoe gaan jy die herder se stem hoor as jy nie die herder se woord oopmaak nie? So maak daagliks sy woord oop. Ek gaan nou deur 'n proses waar ons regmaak om te preek deur 1 Korintiërs. So ek luister 1 Korintiërs in my kar oor en oor en oor en oor. Ek luister nie om notas te maak nie. Ek luister nie om dit vir 'n preek. Ek sorg net dat die woord van God van 1 Korintiërs oor en oor en oor in my ore kom. Hoe maak jy sy woord oop? Die tweede manier wat God met my en jou praat, primêr is deur wat ek noem the community of saints. Is jy in 'n klein groep? Ek hoop as jy kyk na die inhoud, is jy in 'n klein groep. Dit sal awkward wees as jy na die video kyk en jy sê, "Wel, ek is op my eie klein groep." God praat met die gemeenskap van gelowiges, praat hy met jou. Hy praat deur hy vriend of vriendin wat in jou selgroep is, wat saam met jou bid, wat vir jou sê, "Hoorie, ek het nou die dag aan jou gedink en ek wonder sommer ... oor jou situasie. Ek het nou die dag aan jou gedink en ek het vir julle as 'n koppel gebid en ek wonder sommer ... oor julle situasie." Hy praat deur die community of saints. Hy praat, derdens praat hy deur sy gees. Hy het vir jou sy gees gegee, sy inwonende gees in jou lewe. Ek weet, jy twyfel soms, is die gees van God binne in my, maar Paulus is baie duidelik as hy sê, dieselfde
krag en gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is nou binne in jou, inwonend in jou. So leer om na sy gees te luister, want hy praat met jou. Laaste manier hoe God ook met jou, my en jou praat, is deur omstandighede. Moenie dit waardeur jy nou gaan, moenie dit as niks afmaak nie. Is jou omstandighede nou nie dalk 'n manier wat God met jou praat nie? En daarmee maak ons 'n separation om te sê, dis nie God wat hy omstandighede oor jou gebring het nie, maar kan God praat met jou deur die omstandighede? Absoluut. Kan hy praat deur die moeilike omstandighede waartoe jy nou gaan? Kan hy praat deur die mekaar huis wat jy het waartoe jy nou gaan? Kan hy praat met die feit dat jy en jou vrou dalk op 'n moeilike plek is? Kan hy praat met die omstandighede dat jy werke wil skuif en daar is net nie geleentheid? Kan hy praat daardeur? Absoluut. Luister na sy woord, luister na sy community, luister na sy gees, luister na sy omstandighede. En daardeur kweek jy die dissipline om gereeld stil voor God te sit. Ek wil vir ons 'n gebed lees wat ek by die kerkkamp, by die gemeentekamp vir ons daar gelees het. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net stil wees. Gaan nie vra dat jy saam bid nie. Luister net na die gebed en dan is ons klaar. Dit is 'n gebed van Ted Lauder uit sy boek Gorillas of Grace en hy skryf die volgende. Ek gaan net een stukkie vir ons lees van die gebed. So net daar waar jy sit, maak jy oë toe. Ek gaan 'n oomblik van stilte gee dat jy net tot verhaal kom en ek gaan die stuk van die gebed vir ons lees. Ek kan ook dit vir julle aanstuur. As julle dit vir my vra, kan julle dit aanstuur. As julle dit vra, kan ek dit vir julle aanstuur, maar luister net en ontvang net die stukkie van God. Holy One, there is something I wanted to tell you, but there have been errands to run, bills to pay, meetings to attend, friends to entertain, washing to do, and I forgot what it is I wanted to say to you, and I mostly forgot what I'm about. So please, God, don't forget me. Eternal One, there is something I wanted to tell you, but my mind races with worrying and watching, with weighing and planning, with rutted sights and portal grievances, with leaky dreams and leaky plumbing and leaky relationships that I keep trying to plug up, and my attention is preoccupied with loneliness, with doubt, and with things I covered, and I forget what it is I wanted to say to you, and how to say it honestly, and how to do much of anything. But please, God, don't forget me. Almighty One, there's something I wanted to ask you, but I stumble along the edge of a nameless rage, haunted by 100 floating fears of war, of losing my job, of failing, of getting sick and old, having loved ones die, of dying myself. And I forget what it is, the real question I wanted to ask you. And I forgot how to listen anyway, because you seem unreal and far away. And I forget what it is I have forgotten. But please, God, don't you forget me. In Jesus' name, amen. Die gebed gaan nog aan en aan, maar hoor die einde van die gebed. Ek vergeet hoe om te luister. Ek vergeet wat het is wat ek van u gevra het, maar moet u my nie vergeet nie. Hou aan na my luister. Mag die Here julle die vermoë gee om diep te luister na sy stem, sodat julle in diep verhouding met hom kan beweeg. Grace and peace. Amen.